vir Gerard Heineke en vir Richard York van die Wildbedryf Suid-Afrika. Gerard, ek wil gou by jou hoor. Hulle sê altyd Suid-Afrikaners kan nie saam staan nie, maar wat ek vanaand sien is hier's 4 organisasies wat vanaand saam staan en julle doelwit is? Baie dankie. Ek dink die groot ding is om te wys dat ons kan saam staan. Ons krag lê eintlik om saam te werk en om saam te staan. En alles wat ons doen by elke dag, al hierdie organisasies is ook in belang van ons boere. En om 'n verskil te maak. Ek dink in die uiters moeilike omstandighede waarin ons bevind. Soos ons nou weet, hierdie week die 26ste was dit nou 'n jaar gewees vandat ons nou in die Grendeltydperk was. Ons baie groot uitdaging gegee het en eintlik maar ons boere se hekke gesluit het tot 'n groot mate. Bied hierdie vir ons 'n geleentheid om ons net 'n bietjie blootstelling te gee aan die wonderlike produk wat ons het. En die belangrikste is om vir ons mense te wys wat is ons produk, ons gesonde produk wat ons het. Dit is lekker om saam te werk met mense soos Weerkat om ook hierdie verskil te maak en ook om vanaand hier saam te kom saam met al die mense. En ek dink die laaste ding wat ek dalk net wil sê is as die ou landsdiensbeweging se spreekwoord wat sê facta non verba, dit beteken dade nie woorde. En ek dink dit is belangrik vanaand om te sê ons moet met dade wys dat ons daar is vir ons lede en vir ons mense en vir ons boere op die grond. Dat spook om 'n bestaan te maak op die oomblik om vir hulle te sê daar's hoop, daar's altyd hoop. Ons moet vasbyt om die deur te kom. Kom ons begin ons produkte bemark, kom ons vertel wie ons is. Kom ons stel ons koppe op dat ons weer deur hierdie tyd kan kom. Ja, ons sal werk slimmer nie harder nie. Absoluut, ja. Richard, ek wil gou by jou hoor, julle die Wildbedryf Suid-Afrika, hoe help julle wildsboere in hierdie moeilike tye? Wat is julle funksie met ander woorde? So ons dag-tot-dag funksie is om daar vir die wildboere te wees. As ons van wildboerdery praat ons van 4 hoofpilare. Dis teel, dis toerisme, dis jag wat baie lokaal en internasionale jag is, en dan is dit wildsprodukte. So dis bitter belangrik sulke aande soos vanaand van wat doen dit? Dit fokus op die jag lokaal en dit fokus op die produkte, die vleis. Dis 'n bekendstelling van die vleis vir wat die mense daar is. So Wildbedryf Suid-Afrika is daar om ons lede te ondersteun en seker te maak dat hulle maksimaal wins en maksimaal blootstelling kan kry op die verskillende pilare wat hulle besigheid dan volhoubaar maak. So ons onderhandel met regering op daai tipe vlakke en ons probeer ons bes om te verseker dat ons wildboerderyindustrie volhoubaar is vir ons lede. Het julle dalk 'n idee hoeveel wildsvleis verbruik mense op 'n weeklikse basis? Ek meen duidelike ou is meer 'n bees en vark en skaap. Maar julle sou sekerlik wou gehad het dat daar meer wildsvleis gebruik word deur die week. Ek meen dit gee hoër, jy weet, turnover basis. Ja, ek dink dit is baie belangrik om te sê dat ons is besig om ook wildsvleis in Suid-Afrika te kwalifiseer. Vir baie jare was daar 'n informele sektor gewees waar ons maar weet dat mense wild gaan jag en die wild self verwerk vir eie gebruik elke jaar in hulle huise. En ons is in die proses op hierdie stadium om die vleismark te ontwikkel, ook saam met die verskillende regeringsdepartemente, om dan ook hierdie volhoubaarheid as produk van hierdie vleis op 'n informele en 'n formele basis dan beter te kan bemark. Het sy of dit dan nasionaal is, provinsiaal en dan ook eventueel wanneer jy kan werk rondom die nodige regulasies, wetgewing en dan ook die nodige siektes wat ons het, kan ons dalk moontlik ook in die toekoms sien dat ons kan wildvleis uitvoer en ek dink dit is die hele doel daarvan, dat ons werk aan hierdie goed om juist vir ons boere hierdie markte oop te maak wat baie belangrik is. Want waaroor is ons tog daar as organisasie? Ons is tog daar om te sê kom ons werk na markte toe wat ons kan skep vir ons boere. Het sy of dit nasionaal is, het sy of dit internasionaal is, maar kom ons maak markte oop dat ons makliker kan funksioneer en makliker kan handel dryf. En laaste kan ek dalk net sê dis 'n groeiende mark die vleis van die wildbedryf.
Ek dink al hoe meer mense begin die waarde besef van 'n gesonde produk wat hulle kan eet. Ek dink hulle begin agterkom ook soos vanaand waar ons verskillende disse het, hoe om dit gaar te maak, hoe om dit te gebruik en dat dit nie net soos van die ou dae is man ons weet nie hoe om dit te verwerk nie en weet nie hoe om daarmee om te gaan nie. So ek dink ons is in 'n wonderlike situasie waar ons nou ons produk kan bemark tot die voordeel van een en elkeen van ons gemeenskappe, van ons wildboere, ons jagters. Dit is eintlik 'n baie opwindende tyd wat ons nou beleef en wat ons ingaan om hierdie bemarking vir ons wildvleis te kan doen. Ek moet sê COVID het gekom en 'n ou so 'n bietjie buite die boksie laat dink en ja, om vir almal net bietjie meer waarde te gee. Ek dink COVID het baie dinge kom verander. Ek dink dit het weer vir ons tot die besef gebring dat ons met innoverende denke moet ons onsself uit hierdie put uit gaan haal waar ons is. Ek dink ons is besig om daai innoverende denke aan mekaar te sit en om 'n verskil te maak en ek dink ons gaan 'n aansienlike verskil sien in die volgende jaar, 2 jaar ook in die groter wildbedryf. En dit sal insluit produkte. Dit sal insluit alles waarmee ons werk. Het sy of 'n taksidermie produkte is, produkte wat ons kan uitvoer, plaaslike produkte, vleisprodukte. Ek dink ons is in die voorraad van goeie goed wat in die wildbedryf vir ons kan voorlê. Absoluut. Ek sê vir julle baie dankie en ons wens vir julle alle voorspoed vir vanaand. Baie dankie Mag vir die julle net waardering. van krag tot Baie krag dankie. gaan.